steeds deel van vraag 3. Open nou die dokument MailMerge DOCX. Ek het hom nou geopen en gekyk hoe lyk hierdie leer. Nou vraag 3.7 sê, daar is 3 spel- en grammatika foute in die dokument. Stel dit reg. Nou, as ek na die brief kyk, dan sal ek sien, dit is 'n Engelse brief, so ek kan 'n Engelse spelchecker aansit en my English South Africa spelchecker wys vir my dat achieved nie reg gespel is nie. Indien ek dan nou regs op hom klik, gee hy vir my die korrekte opsie. Dis nie 'n lang F nie, dis is 'n V. Nou gee hy vir my niks anders nie. En hulle het gesê daar is 3 foute. Dit is slegs 1. So wanneer ek nou verder lees, dan lees ek hier by please remembers to email me. Nou remembers is 'n grammatika fout. So ek moet die S uithaal, maar dit is nou net 2. So kom ons lees verder. To email me your proposals regarding improving your blue dope score. Nou is dit blue dope score of waaroor gaan hierdie hele scenario? Nou as ek net die bo kyk, dan sien ek dis blue drop score. So hier is 'n foutjie. Kom ons gaan verander dit na blue drop score. En daar is my 3 foutjies uitgesorteer. Vraag 3.8 sê, vervang die bestaande data met vandag se datum wat outomaties sal opdateer in die formaat maandag 1 Junie 2015. So wat hier belangrik is die formaat en dat dit outomaties sal opdateer. Gaan terug na my questionnaire, my MailMerge leer en ek gaan soek waar moet die datum inkom. Die datum moet hier inkom. So ek haal daardie uit, want dit was net 'n plekaanwyser en ek gaan na insert en date and time. Nou kyk ek tot ek die regte formaat vind en dit is daardie een en dan moet hy outomaties opdateer. So hierdie blokkie moet gemerk wees sodat hy outomaties sal opdateer. En wanneer ek OK klik, dan is dit in die regte formaat. Jy sal sien wanneer ek met my muismerker daaroor gaan, gee hy 'n grys area wat sommer dadelik vir my sê hier is 'n outomatiese veld wat ingevoeg is. Vraag 3.9. Voeg 'n kopskrif in die dokument in wat lees this is not an official document en sentreer die kopskrif. So wat moet ek onthou? Dit moet in die kopskrif wees en dit moet gesentreer wees. Terug in die MailMerge leer, wil ek 'n kopskrif insit. So 'n kopskrif in Engels is 'n header. So insert header. En ek kan nou kies waar hy moet wees en hulle het gesê dat hy gesentreer moet wees. Maar die formaat is nie gespesifiseer nie en hierdie alfabet formaat lyk vir my dan die regte een. So hier kan ek dan net intik this is not an official document. Maak seker dat daar geen spelfoute in is nie en close die header en footer. En daar is my kopskrif. Vraag 3.10. Wanneer jy die possamevoeging MailMerge doen, hou die volgende in gedagte. Maak gebruik van die databasis, waterdatabasis om die possamevoeging van al die velde wat tussen hakies vertoon aan die databasisvelde te koppel. Gebruik tabel table municipalities vir die vormvelde. Sorteer die munisipaliteite dalend volgens die populasie voordat jy die possamevoeging doen en stoor weer die dokument MailMerge. Nadat jy dit voltooi het, moet jy die possamevoeging eers voltooi, die finale stap met ander woorde doen en die finale dokument stoor met 'n ander naam. Nou dis baie belangrik wanneer jy possamevoeging doen om seker te maak presies wat van jou verwag word tot by die laaste stap, sodat jy nie te min of te veel doen en dan is dit te laat wanneer jy die proses reeds voltooi het. Goed, so kom ons gaan na die MailMerge dokument
Hulle praat in die vraag van die velde tussen hakies aangedui. Nou hier is die velde wat tussen hakies aangedui is. Nou om possamenvoeging te doen, het dit te doen met mailings, want hierdie brief gaan ons vir mense stuur op 'n manier. Nou dit gaan onder mailings wees. Nou hier is twee maniere waarop jy kan possamenvoeging doen. Die eerste een is om op die Start Mail Merge ikoon te klik en die step-by-step Mail Merge Wizard te gebruik, of jy kan begin deur die stappe self te volg, deur te begin by Select Recipients. Jy sal sien alles is grys verder aan, omdat daar nog geen lys gespesifiseer is waar volgens die possamenvoeging gedoen moet word nie. Maar om dit vir onsself makliker te maak, gebruik ons die step-by-step Mail Merge Wizard, sodat ons nie iets vergeet dalk nie. Nou ons begin, dan vra hy vir ons, watter tipe dokument is dit wat ons op werk? En dan is dit 'n brief. So ons sê, begin dan step 1, step 1, en ons gaan na step 2 toe. Hierso vra hulle vir jou, hoe moet die dokument lyk? En ons sê, gebruik die dokument wat tans oop is, en ons sê next, select recipients. Nou hierso sê ons vir hom use an existing list, en ons gaan soek vir hom deur op browse te klik. Nou hy gaan vir ons dan nou die data source plekkie oopmaak, maar ek het my database sommer op die desktop gestoor. So ek gaan net na hom toe. En hy het ons gesê water database, so ek het water database gekies. En hier is die table municipalities. Daar is 3 tables binne in die databases, maar hulle het ons nou gespesifiseer. Gebruik die table municipalities tabel. So ek klik op hom en sê OK. Nou gooi hy vir ons 'n venstertjie uit met al die data wat in die tabel is. Nou volgens die instruksie moet ons die munisipaliteite sorteer dalend volgens die populasie voordat ons die possamenvoeging doen. So dit is nou hier waar ons dit moet doen, en hulle sê sorteer die munisipaliteite dalend. So met ander woorde van Z na A. Want Z is 26 en A is 1. So kom ons gaan, hier is die sorteerfunksie, maar kom ons soek net gou die veld. Dit is die populasieveld en hier is hy hier in die agterkant. So as ons op hom klik, gaan hy outomaties vir ons van klein na groot, maar ons wil van groot na klein sorteer. So ons kan op die sorteer funksie klik en sê descending, want dit moet wees dalend. Van Z na A. En ons sê OK, so die grootste een gaan nou bo wees. En die eerste rekord gaan dus Groblersdal wees, want Groblersdal het die hoogste populasie statistiek volgens hierdie databasis. Goed, so dan klik ons net op OK, en dan is ons databasis nou gelink. Jy sal sien daar staan Table Municipalities in water databasis. Nou die volgende stap is write your letter, maar dit het ons reeds gedoen, so ons hoef nie verder aan te gaan nie. Ons moet nou net die velde koppel hier in ons dokument. So ons selekteer the name of the municipality, en dan kan ons sommer hier ingaan by insert merge fields, en dan gee vir ons die verskillende velde. Nou die eerste een moet wees municipality, maak seker daar is 'n spasie voor en na die veld, en dan hierdie ene is dan die bonus scores. So ons voeg hom ook daarin, en om mooi te wys dat ons wel hierdie velde ingesit het, sê ons highlight merge fields, so dan maak hy dit vir ons mooi donker en ons kan hulle sien. Nou dit is nou op hierdie stadium wat jy nou 'n skermkiekie moet neem van hierdie dokument van jou. So maak die view net so bietjie kleiner, sodat 'n mens alles kan sien wat jy gedoen het.
basies die hele dokument kan sien en maak 'n skermkietjie soos wat hy nou is en stoor die dokument as mail merge. Jy moet 2 dokumente hê aan die einde van die dag. Mail merge en wat was die ander een? Merge complete. So, nou het ons gedoen tot daar. Vraag 3.11 is dan voltooi die possamenvoeging en stoor die finale dokument as merge complete. So ons gaan terug en ons sê next, preview your letters. Nou wys hy vir ons eerste rekord moet wees Groblersdal volgens die sortering en dan hier gee hy vir ons die punte wat hulle gekry het. Nou hulle spesifiseer nie daar dat jy enigsins minder desimale of iets moet hê nie. So jy kan hom net so los en sê next, complete the merge. Nou is die merge complete voltooi en nou stoor ons hom as merge complete.